Hoofstuk 10. In die 3de weekjaar van hierdie jubeljaar het die onrein demone begin om die kinders van die seuns van Noag te mislei, om hulle verkeerd te lei en hulle te vernietig. Die seuns van Noag het na hulle vader Noag gekom en hom vertel van die demone wat besig was om hulle seuns te mislei en te verblind en hulle kleinkinders dood te maak. Hy het tot God sy Elohim gebid en gesê, God van die geeste van alle mense, wat genade aan my betoon het, en wat my en my seuns gered het van die waters van die vloed, wat my nie gelos het om te sterf soos hy met hulle maak wat verdoem is tot verderf nie, want die guns aan my was groot, en groot was die genade aan my siel. Laat die guns groot wees aan my seuns, en die bose geeste nie oor hulle heers, en hulle van die aarde af vernietig nie. Maar seën U my en my seuns, sodat ons vrugbaar kan wees, en vermeerder in die aarde vol. U weet wat die wagters, die vaders van hierdie geeste, in my dae gedoen het, en wat betref hierdie geeste wat steeds leef, neem hulle gevangene, bind hulle vas in die plek van veroordeling, en laat hulle nie vernietiging bring oor die seuns van die diensknegt nie, my El, want hulle is kwaadaardig en geskep om te vernietig. Laat hulle nie heers oor die gees van die lewendes nie, want U alleen weet wat om met hulle te doen, en laat hulle geen mag hê oor die seuns van die regverdige nie nou of ooit nie. En God ons Elohim het ons beveel om hulle almal te bind. En Mastema, die hoof van die geeste, het gekom en gesê, O God, Skepper, laat sommige van hulle by my bly, en laat hulle luister na wat ek sê en alles doen wat ek hulle vra. Want as daar nie van hulle vir my oorbly nie, sal ek nie die gesag wat ek wil, kan uitoefen oor die mens nie. Want hulle is die wat bestem is vir verdorwenheid, en om mislei te word voor my oordeel, want groot is die boosheid van die mens. En hy het gesê, laat 1/10 van hulle voor hom oorbly, en laat 9/10 neerdal in die plek van straf. En hy het een van ons beveel om aan Noag al die redmiddels teen hulle te leer, want hy het geweet dat hulle nie opregte lewe sou hê nie, of selfs probeer om te doen wat reg is nie. En ons het gedoen soos hy aan ons gesê het, al die kwaadwillige booses het ons gebind in die plek van veroordeling, maar 1/10 het ons gelaat as verstraf onder Satan op die aarde. En ons het aan Noag al die geneesmiddels teen hulle siektes verduidelik, as ook met hulle verleidings, hoe om hulle te genees met kruie. Noag het alles in 'n boek neergeskryf soos ons hom onderrig het, oor elke soort geneesmiddel, so is die bose geeste verhoed om die seuns van Noag te benadeel. En hy het alles wat hy geskryf het aan Sem, sy oudste, gegee, want hy het hom die meeste lief gehad van al sy seuns. Noag het ontslaap en is begrawe op die berg Lubar in die land van Ararat. Hy het 950 jaar voltooi, 19 jubilee, 2 weke en 5 jaar. Gedurende sy lewe op aarde het hy uitgestyg bo alle sterflinge in die bereiking van volmaakte geregtigheid, behalwe vir Henog. Want Henog het 'n spesiale funksie gehad om in die wêreldse geslagte te getuig en verslag te doen van al die dade van elke generasie tot die dag van oordeel. In die 33ste jubeljaar in die eerste jaar, in die 2de week, het Peleg 'n vrou geneem met die naam van Lomna, die dogter van Sinear, en sy het vir hom 'n seun gebaar in die 4de jaar van hierdie week, en hy het hom Reu genoem, want hy het gesê, kyk, die seuns van die mens het boos geword, deur die bose doel om 'n stad en 'n toring te bou in die land van Sinear. Want hulle het die land van Ararat verlaat en ooswaarts getrek na Sinear, en in sy dae het hulle die stad en toring gebou en gesê, kom, laat ons daarmee opgaan in die hemel in. En hulle het begin bou. En in die 4de weekjaar het hulle stene in die vuur gebak, en die bakstene het vir hulle gedien in die plek van klip, en die klei waarmee hulle dit aan mekaar gebind het, was pik wat uit die see en waterfonteine vir die land van Sinear kom. En hulle het 43 jaar daarin gebou. Hulle het dit heeltemal van stene gebou. Elke steen was 13 el wyd, en die hoogte van elke 1/3 van die wyte. Die hoogte altesaam het te staan gekom op 5433 el en 2 palms. En die lengte van een muur was 13 stadia, en die ander was 30 stadia. En God Elohim het aan ons gesê, kyk, hulle is een volk, en hulle het dit begin doen, nou sal hulle nie ophou nie. Laat ons neerdal in hulle taal verwar, sodat hulle mekaar nie kan verstaan nie, en hulle sal versprei in die stede en nasies, en hulle sal verder geen gemeenskaplike doel meer hê tot die dag van oordeel nie. En God het neergedaal en ons saam met hom gegaan om die stad en toring wat die kinders van die mens gebou het te sien. En hy het hulle taal verwar met die gevolg dat hulle nie langer mekaar se taal kon verstaan nie,
en hulle het opgehou bou aan die stad en die toring. Dit is hoekom die hele land van Sinear Babel genoem word, want God het daar die taal van die kinders van die mens verwar, en vandaar het hulle versprei na hulle afsonderlike stede, elk volgens sy taal en nasie. En God het 'n geweldige wind teen die toring gestuur en dit met die grond gelyk gemaak. Dit het gestaan tussen Asser en Babylon in die land van Sinear, en hulle het dit in mekaar sak genoem. Dit was in die 4de weekjaar van die eerste jaar aan die begin daarvan, in die 34ste jubilee, wat hulle uitmekaar gegaan het uit die land van Sinear. En Gam en sy seuns het aan die land gegaan wat vir hom eenkant gesit is, wat aan hom as sy deel toegesê is in die land na die suide. En Kanaan het gesien dat die land van Libanon so ver as die rivier van Egipte baie goed was, en hy het nie na die land gegaan wat hom toegeval het in die weste by die see nie, maar gaan woon in die land van Libanon, ooswaarts en weswaarts van die grens van die Jordaan en die grens van die see. En sy vader Gam en Kus en Misraim sy broers het aan hom gesê, jy het jou gevestig in 'n land wat nie joune is nie, en wat deur die lot aan ons toegeval het. Moet dit nie doen nie, want as jy dit doen, sal jy en jou seuns in die land geruïneer word, en 'n vloek oor julle self bring, oor julle weerspannige optrede. Want as 'n rebel het jy jou gevestig, en deur rebellie sal jou kinders en deur opstandigheid sal jou kinders verlaag word tot ondergang, en jy sal vir ewig uitgeroei word. Moenie woon in die woonplek van Sem nie, want dit het aan Sem en sy seuns deur die lot toegeval. Vervloek is jy, en jy sal meer vervloek wees as al die seuns van Noag, as gevolg van die vloek waardeur ons onsself met 'n eed verbind het, in die teenwoordigheid van die heilige prins, en in die teenwoordigheid van Noag. Maar hy het hom nie aan hulle gesteer nie, en hom gevestig in die land van Libanon, van Hamat tot by die ingang van Egipte, hy en sy seuns tot vandag toe. En dit is waarom daardie land Kanaan genoem word. Jafet en sy seuns het seewaarts getrek, en gaan woon in die land wat aan hulle toegewys was. En Madai het na die land by die see gekyk, en nie daarvan gehou nie, en hy het by Elam en Asser en Arpachsad, sy vrou se broer, om 'n gedeelte gesmeek, en gaan woon in die land van Media, naby sy vrou se broer tot vandag. En hulle die gebied waar hy en sy seuns hulle gaan vestig het, Media genoem, na die naam van hulle vader Madai.